gister ook hier onder ons op tyd gehad met die Here en alles, maar in die week het ons bid ek vir iemand en ek, jy weet, daar is baie keer mense wat vasgevang is en dinge en so aan en ou bid. En dit kom by my skielik in my gebed en die Here wys vir my sy kruis. Wat ons ook vanmôre hierso beleef en na vra vanmôre vir die Here. Maar hy wys vir my al hierdie probleme, siektes, pesse, ellende, dinge waarmee die vyand jou aanval, dinge in jou gedagtegange, alles is 'n leuen. Want Jesus Christus het vir ons die oorwinning behaal. Die oorwinning is vol in hom gereeds gedoen. Ons kan niks daarby voeg nie, ons kan niks daarby wegvat nie. Maar dit is vir ons gedoen en die Here wys vir my dat ons moet terugkom na daardie kernwaarheid, daardie saak van Christus Jesus, wat vir ons aan hierdie kruis gesterf het. Want daar lê ons oorwinning, daar lê ons verlossing. En soos ek al baie van mense gesê het voorheen ook, jy moet gaan stil sit en kyk na die kruis. Kyk na die kruis, gaan vra die Here, kyk weer met 'n nuwe uitkyk daarop en maak jou hart oop teenoor die Here. En onthou jou eerste liefde wat jy gehad het toe jy daar verlos het en jou vrygemaak het. Waar jy gesê het, my God leef, al het ek dit nie verdien nie. Hierdie God het my vrygemaak, hy het my gekoop met sy bloed. En daardie waarheid staan vir ons vandag. Dit is vir elkeen, ons moet elke dag ons kruis opneem. Ons kan hoe lank op hierdie pad wees, maar ons moet sê elke dag, Here, hier is ek. Leer my, Here, vandag wil ek my oë op U plaas, want ek sal vir U sê, die vryheid en die heerlikheid en die verlossing wat ons daar vind, is 'n ware verlossing, is 'n ewige verlossing, en ons kan van daar af vorentoe beweeg met daardie waarheid en daardie verlossingskrag moet in ons lewe 'n waaragtigheid wees. En sy deur staan oop vanmôre. Want weet jy wat, dit is die maklikste ding om na hom toe te gaan. Want jy kom net soos jy is. Ons kan nie daarby voeg nie, ons kan nie daarby weggee nie, ons kan nie iets doen voordat ons dit kan verdien nie, maar dit is 'n genadegawe wat die Here vir ons vrylik gee vanmôre. En hy nooi u vanmôre uit. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Kom leer van my, want my las is lig en my juk is sag. Hierdie dinge is waaragtig, dis waarheid, hy het opgestaan. En die leuns wat jy wil weghou daarvan is leuns. Die vyand weet hy's verslaan. Hy weet hy's uitgekleed deur die koning. God het hom oorwin en jy word nou oorwinnaar in Christus. Moenie dat hy vir jou lieg nie. Moenie dat hy jou vashou met leuns en met verledes en met dinge wat in jou lewe aangaan, maar bestraf hom en kom na die Here, want die Here se deur staan oop. Hy's vrylik vandag, deel hy uit. Vrylik sê hy, kom drink en kom eet, hulle wat honger en dors. Kom na die Here toe vanmôre en sê, Here, hier is ek. 'n nuwe commitment, 'n nuwe verwagting van die Here, en 'n nuwe oorgee van myself. En 'n opneem van daardie kruis, 'n opneem van daai waarheid en sê, Here, U is meer dan as genoeg. Die oorwinning in Christus is vol, is kompleet en loop in daardie heerlikheid en daardie oorwinning. Elke dag en roep dit aan, en as die gedagte kom en die teenkanting kom, sê jy, nee, ek leef nie meer nie, Christus leef, dan sê ek, gaan stry met die Here, gaan vra vir hom of sy kruis genoeg was, gaan vra vir hom of sy bloed genoeg was, want daarin wandel ek nou. Dis nou my deel, dis nou my antwoord, dis nou my oorwinning. En ek bid dit vir jy elkeen vanmôre. Neem die kruis van Christus op en dra dit saam met jou en wees oorwinnaar in hom en verheerlik sy naam deur jou optrede, deur jou geloof vandag. Want wanneer jy sê ja, Here, dan verheerlik jy sy naam, want dan is jy 'n oorwinnaar in Christus. Mense sien die lig van God wat in jou lewe skyn. Jy word 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Onthou jou redding vandag. Wees verseker, die Here het jou lief. Niks kan jou skei van die liefde wat daar in God en Christus is vir ons nie. Niks kan ons van die liefde van die Here skei vanmôre nie. Jy kan, wat maak nie saak jou verlede, maak nie saak wat die vyand met jou gedoen het, maar wat is die vyand? Maar jy kan vandag sê, Here, hier is ek. U is oorwinnaar, U is my krag, U is heilig, U is waardig, U is die een wat betaal het vir my. So staan op
Gelowige, staan op en vertrou op die Here en maak hom God in jou lewe, maak hom jou krag, maak hom jou oorwinning, maak hom jou voorsiening, maak hom jou vrede. Sê Here, hier is ek vandag vir U, en neem hom aan en wees geseënd in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Sit hom net aan. Dankie vanaf. Goeiemôre almal. Ek is eintlik baie skaam en dit is nie maklik om te praat nie, maar hierdie week het iets in my lewe gebeur. En presies soos hy nou sê, alles wat by ons as Christene gaan gebeur, gaan nog erger raak. En weekliks gaan ons aangeval word deur mense, deur die wêreld, en dit gebeur al hoe meer en meer. Hierdie week het ek op pad werk toe gery, en ek wou by die garage stop daarna by ons eenheid. En ek het parkeer, met die tweede parkering, en ek het 'n AK in my kar, en doordat laat ek die kar links van my trek uit, laat ek nader trek, want ek wil ingaan, en nie die kar dophou en die wapen kan sien. Hy reverse, en soos ek reverse, hoor ek 'n hoed en ek hoor mense gil. En soos ek reverse, het 'n taxi gejaag om in die petrol pomp in te gaan, maar ek wil nie petrol gooi, ek wil net een nader trek. En ek sien hy skree en vloek my, en ek sê vir hom, gaan net weg. En hy gaan toe en hy gaan die volgende pomp in. En ek stop toe, soos ek uitklim, vloek hy my, maar nou is hy ver van my af, en ek is die kant. En soos ek om my kar stap, vloek en skel hy my, en ek kyk vir hom, ek sê vir hom, hoorie, wat is jou probleem? En hy vloek en skel my en alles. Ek sê, ek sê dit toch al in Engels, I bless you. I bless you, ek sê dit in 2 keer saam, maar dit is nie ek nie, ek sal nie sommer konfrontasie sal 'n polisieman uitkom en hom vloek en skel. Maar daai staan hom net gevoel, I bless you. En hy skree terug vir my, I don't believe in God. En hy skree klip wat, I don't believe in God, en na hele plek is hy stil. En ek kyk na hom en ek sê vir hom, that's your problem. En hy sê, yeah, I'll come back tomorrow, I'll get you here and whatever. I say, what, you want to kill me? You want to send me to heaven? I'm going to heaven. Where are you going? Toe vir hom sê, where are you going? Dus hy hele plek tube stil. Almal kyk met so'n groot oor vir hom, en hy staan net en kyk vir my die antwoord nie. Hy klim in sy taxi en hy ry. En ek sit en dink, ons word wekeliks gedreig, kiele boer, kiele farmer, daai taxi druk jou af, daai doen dit. Ons het soveel challenges as Christen in hierdie lewe. Hoekom staan ons nie op vir wie ons is in die Here nie? Hoekom staan ons nie op? Ons hoef nie terug te vloek nie, ons hoef nie terug te skel nie. Staan op in die Here en seën daai man, want die Here sal daai man op sy weg laat sien, nie ons nie. Ons is nie judge en jury nie. Maar ons as Christene moet in ons daaglikse lewe begin opstaan en bid. Ek sê nie beklei met enigiemand nie, want ek is maar gewoond, ek is bang vir niemand nie. As ek dood gaan, ek gaan hemel toe. Die lekkerste ding is iemand op my skiet, het ek al gesê. Amen. Maar ek is dalk nie lekker nie, maar dit is my pad. Maar ons moet dieselfde attitude doen. Ons moet nie bang is om dood te gaan nie. Moenie ons dreig met die hemel nie. Want waartoe gaan jy? Dankie. Amen. Wie staan nog? Die woord van die Here sê, elkeen het 'n woord, elkeen. Goeiemôre almal. Nou dis nog 'n skaam ouetjie wat nie baie praat nie. Ek en my dogtertjie sal nie so sien. 'n jaar terug toe pastoor ons hier voorgestel aan julle. Maar ek dink nie enige van julle ken hom of ken my regtig. Ek het groot geword in 'n kerk en aansoek gedoen, ek is lidmaag toe, na skool, so direk na skool, toe sy Hoedspruit toe. Nou die van julle wat Hoedspruit ken, daai jare was daar niks om te doen. So almal wat die lidmaag mense ken wat op Hoedspruit was, dink 90% van hulle is alkoholiste, wat die geval was. Ok, gelukkig het dit my nooit getrek nie. Maar, 'n ou dink altyd jy is nie te bad af nie, en jy probeer reg lewe,
Maar ek moet sê, vir 17 jaar wat ek daar was, het ek nie in 'n kerk gekom nie. Vandaar af is ek Louis Trichardt toe, ek is omtrent 10 jaar daar, nie in 'n kerk gekom nie. Ek is 10 jaar terug Pretoria toe, en hier het ek my vrou ontmoet, sy het my weer in 'n kerk gekry, en, maar ek moet sê, ek was in die huis, was ons in 'n apostoliese kerk, en so al die kerke wat ons hier was, is daar, ja, ou voel net nie thuis nie. So laas jaar het ons hier aangekom, en ek moet sê, dis die eerste plek waar ek thuis gevoel het, en is elkeen van julle wat my so laat voel. Ek wil dankie sê vir almal van julle. Dankie, ja. Ek het nog 'n ver pad om te gaan. Dis baie voorbeelde vir my. So ek waardeer dit wat julle doen. Baie dankie, en ja, bid vir my. Ek het dit nodig elke dag. Amen. 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 Wat 'n voorreg om in ons gemeente te hê. Amen. Amen. Tia, dis waarom jy nie Kaap toe moet gaan nie. En jy moet bly. Sy wil teruggaan. Ek weet nie wat is die rede nie. Jy gaan nêrens so gemeente kry soos hierdie nie. Tia. Moenie nou haar ondersteun nie. Ek wil hê dat julle saam met my sal lees die woord van die Here in die sendbrief van Johannes. Die eerste sendbrief van Johannes. Johannes is die jongste disipel, en ek is so bly vir die manne wat getuig het en die woord wat gegee is, want dit kom ooreen wat ek glo die Here op my hart gelê het vir elkeen van julle vanmôre. Toe my vrou gisterand hierdie woord vir my lees, want ek laat haar altyd maar vir my lees, sodat ek kan hoor of daar iets is wat ek gemis het, dalk meer insette en insaag in my lewe gee, het sy gesê dit is 'n skrif wat veral in die ou Pinksterkerke gebruik was om ons mee te slaan, om ons terug te wys. En ek glo aan die teregwysing van die woord van God. Ons kan nie sonder die teregwysing van die Here. Daar's nie 'n manier. En partykeer moet die Here ons so 'n paar houe gee sodat ons net weer kan regkom. Tutor, straf sê die woord van die Here. So hou agter ons kop. Maar ek wil vanmôre, terwyl dit van selfsprekend die woord gaan wees om ons terug te wys, wil ek met 'n ander invalshoek kom om vanmôre te sê, my begeerte van my hart is om in die lig, die waarheid van God te wandel. Soos nog nooit van tevore nie, het ek nodig dat ons sal meer en meer verdiep en wegkom van die oppervlakkigheid van gewone godsdienstbeoefening, want die resultaat daarvan is die kerk wat in die toestand is waarin hy is. En die enigste manier hoe ons dit gaan regkry is deur die woord van God, is deur die Heilige Gees en ook die gemeenskap van die heiliges. Hy het dit gesê. Want jy sien, ons moet behoort. Ons elkeen het 'n verlange om te behoort, en ek praat nie van om in 'n kerk te behoort nie. Ek praat daarvan om aan 'n liggaam te behoort waar jy vir God uitlewing kan gee in die roeping waarmee hy jou geroep het. Amen. Ons lewe in 'n tyd wat ons nie meer behoort nie. Ons het 'n Facebookblad. Die meeste van julle het oor die 3000 vriende. Geen amen.
Maar by jou begrafnis gaan nie een van jou Facebook vriende noodwendig wees. Ons leef in 'n lewe waar ons binne in ons eie huise nie noodwendig meer behoort nie. Ons behoort nie aan 'n land nie, ons behoort nie aan 'n kultuur nie. En ek praat nie net van Suid-Afrika nie, ek praat van reg oor die wêreld. Begin ons op 'n plek kom wat ons nie behoort nie, en God het dit bestem dat ons sal behoort, sodat ons mekaar se laste kan dra, vir mekaar daar kan wees, mekaar tereg kan wys, en op die uiteinde van die dag 'n eenheid voor die Here, sodat sy gees oor ons uitgestort kan word. Amen. Wanneer ek moedeloos is daar 'n plek wat ek moet kom, 'n plek waar ek veilig voel, 'n plek waarheen ek kan gaan, en nie in 'n teorensa noodwendig in 'n gemeente opset nie, maar in die teenwoordigheid van die Here, waar jy die naam van die Here kan grootmaak. Johannes is die jongste disipel, hy skryf die laaste boek van die Bybel. En wanneer die man 60 jaar na Christus skrywe, en ek het al so baie oor Johannes gepraat, en dit wat hy moes onthou, dit wat hy moes beleef het, dit wat hy moes oordra, en hoe sterk is sy boodskap wanneer hy hierdie laaste oomblikke met ons deel. Hy kon besluit het om dit op 'n ander manier te doen, maar hy kom na ons toe met 'n woord. Trek net vir my daai deur toe agter. En Johannes kom in die einde van sy lewe van die enigste disipel, of die enigste disipel wat nie 'n martelaarsdood gesterf het nie. Ek weet, daar is van mense wat sê hy is in olie gegooi, maar volgens my nie. En ek glo dat die Here hom dit gespaar het, want hy was die enigste disipel wat by die kruis was. En dat hy smartlike oomblik beleef van om by die kruis te staan. Los hom al dat hy, as hy siek is, laat ons vir hom bid. As hy dors is, gee vir hom melk. Hy is dors. Een disipel wat naby die Here gewandel het, een disipel wat saam met hom op die berg van verheerliking was, een disipel wat op die uiteinde daar was toe Jesus gevange geneem, gekruisig is, by die kruis uitgestaan saam met Maria. Hierdie disipel wat 'n spesiale oomblikke gedeel het met Jesus Christus, wat die Here self voorgesê het, my geliefde disipel, die een wat ek die liefste het. En hierdie disipel het iets om oor te dra. Hierdie man het iets wat hy aan elkeen van ons wil oordra in 'n tyd waarin ons lewe, 'n woord wat ek glo vir vandag is. Hy sê wat van die begin af was, die eerste hoofstuk van 1 Johannes. Ons weet, hy het so begin met sy evangelie ook. In die begin. Hier sê wat in die begin was, hy praat van Jesus, wat ons gehoor het van Jesus Christus, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en wat ons met ons hande getas het. En hy praat nie van hom aan Jesus te raak, terwyl hy die 3 jaar by hom was, nie. Hy praat van daardie oomblik wat ons lees in Johannes, wanneer Jesus aan hulle verskyn het, toe hy opgestaan het. Johannes roep uit en sê, ek het hom gesien, ek het hom gehoor, ek het hom aan hom gevat, want julle onthou dat Johannes van die eerste disciples was, saam met Petrus, wat na die graf toe gehardloop het, en gesien het dat Jesus opgestaan het. En hier kom hy en hy sê, ek het hom gesien, ek het aan hom geraak, ek het aan die hande geraak waar die spykers ingeslaan was. Ek het hom nie net gesien nie, ek het hom nie net gehoor nie, ek het hom ervaar, ek het hom beleef, en dan sê hy, getas en aangaande die woord van die lewe. Sê, ek het hier die boodskap van God ervaar, ek het die boodskap van Jesus ervaar, ek het het gesien, hoe Jesus gekom het, vertel het, geleer het, en op die uiteinde gesterf het, opgestaan het, na die hemel toe gegaan het. Hierdie is die woord van die lewe, en hierdie woord wil ek met julle deel.
Die woord van die lewe, wat beteken dat ons nie net in ons redding en ons vrymaking van die sonde nie, maar dat ons 'n lewe sal kan lewe onder die Gees en onder die salwing van die Heilige Gees. Ja, amen. 'n lewe in die lig van God. Want hy vergelyk in hierdie een hoofstuk, vergelyk hy die lig met die duisternis. Ons gaan dit lees. Hy sê God is lig, die enigste ene wat het skryf, God is lig. Behalwe dat Petrus sê, daar is geen skaduwee van verandering, of Jakobus wat sê, geen skaduwee van verandering in hom nie. Hy is lig, en daar is duisternis, en wie is die vader van die duisternis? Satan. En hy is die vader van die leuen. So, wanneer ons praat van Jesus as lig, van God as lig, dan sê ons God is die waarheid. Ja. En as daar een ding is in hierdie wêreld wat vandag kort, is dit waarheid. Ons weet nie meer wat is die waarheid. Ons weet nie eens meer wat is die geslag van mense as jy na hom kyk. Lig is die waarheid. Hy sê die woord van die lewe, die beginsel, die waarheid, die logos, dit wat ek en jy kan aangryp en waarvolgens ons lewe kan bou. Ek wil vanmôre soos Paulus uitroep, ek het in my lewe gesien wat dit is om ryk te wees, wat dit is om arm te wees. En daar is niks anders as die lig, die waarheid van die Here wat vir jou daardie lewe kan gee, wat niks anders vir jou kan gee. En as ek praat van die lewe, dan praat ek van blydskap, ek praat van vrede, ek praat van die vrug van die Gees, wat die gevolg is van ons verhouding met God. In hierdie lewe, dit maak nie saak hoe swak het met ons gaan, dit maak nie saak wat die wêreld vir ons sê, hulle kan ons vloek, en ons kan sê, ek seën jou. En ek wil vanmôre vir jou sê, daardie taxi-drywer, Pieter, het gaan kniel ergens, want hy bly nie stil, en vergeet, as die saad gesaai is. Die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. Ons getuig dit en verkondig dit aan julle. Die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien het en gehoor het. Hy hou aan en sê, ek het dit gesien, ek het dit gehoor. Hoor julle wat ek vir julle sê? Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Jy sien, ons het nie net gemeenskap hier met mekaar nie. Hy sê met mekaar ook. Hy sê, maar ons het gemeenskap met hulle wat God gesien het, wat die Here gesien het, want Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ek en u is vanmôre nie hier omdat Jorensa gestig is 7 jaar terug deur 'n persoon en nou is ons maar net by mekaar nie. Nee, ons het gemeenskap met hulle wie die Here gesien het. Wat het ervaar het, wat aan hom gevat het, wat gehoor het. Wat is die woord van die lewe? En ek wil vanmôre sê, ek sal luister na Johannes want hy weet wat die woord van die lewe is. Wat die geheim van die lewe is. Wat die geluk in die lewe is. Want ons het ons alles probeer in die lewe, het ons nie? Maar die Here is die waarheid. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader, met sy Seun Jesus Christus. Ek skryf aan ons en ons skryf hierdie dinge aan julle. Hoekom? Sodat julle maar net ergens 'n Christen moet wees wat weg is van die sonde, nie, dat ons die lewe, die blydskap volkome kan wees. Ons blydskap word nie met geld gekoop nie. Ons blydskap word nie met eer gekoop nie. Ons blydskap kom van die Here God Almagtig.
En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Wat het hy van Jesus gehoor? Wat hy nou vir ons oordra? God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. God is waarheid. Kan julle onthou wat sê Jesus Christus wanneer hy voor Pilatus staan? Jesus sê aan Pilatus, Johannes 18 vers 37, hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek in die wêreld gekom, om die waarheid om van die waarheid van God te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my en luister na my stem. Pilatus het nie gewag om te hoor, want hy sê, wat is die waarheid, maar hy luister nie. Die wêreld vra vandag nog, wat is die waarheid, want die Here is die waarheid. Hy is die enigste waarin ons kan glo en waarin ons onsself kan verloor in die Here. Nou sê Johannes, hierdie is die boodskap, hierdie is die woord. As ek dit kan saamvat, as ek dit by mekaar kan sit, is hy is die lig. Ja, amen. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisterne wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Ek wil vanmôre sê, kom op die plek waar jy met hierdie sondes en al hierdie ou dingetjies klaar kry, sodat ons in die volheid van die lig van God kan beweeg. Die volle waarheid, wat net die waarheid is, wat net God kan wees. En op die uiteinde van die dag, nie net, ek is heilig en ek is wonderlik en dierbaar en ek kan in al die dinge doen en al die gawes besit nie, maar om werklik waar die Gees van God in jou lewe te kan ervaar, soos nog nooit van tevore. Hy sê, as ons sê ons het geen sonde nie, mislei ons onsself. En die waarheid is nie in ons nie. Beteken nie ons is sonder sonde nie. Wie is daar wat sonder sonde is? Die Bybel sê niemand nie. Ons oortree, ons val. Maar dit is tyd dat jy so vinnig as moontlik opstaan en sê, Here, vergewe ons. Ja. Die 9de vers sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Weet jy wat beteken om te vergifnis te vra of te bely? Ek het die woorde hier voor my gehad, ek weet nie waar dit nou is. Maar om te bely, die maklikste te verduidelik is om in 'n beleg met God in te gaan, 'n ooreenkoms met God aan te gaan, dat ek oor my sonde sal dink soos wat God oor my sonde dink en van my sonde dink. Sien, dit is maklik om 'n gebed te begin en te sê, Here, vergewe my sonde. Maar het jy aan jou oortredinge gedink soos wat God daaraan dink? Ja, in genade en vergifnis en al hierdie dinge, maar hy het sy prys betaal aan die kruishout van Golgotha, sodat hierdie goed nie meer in ons lewe behoort te wees nie. En hy sê, ek sal dit wegneem en ek sal jou reinig. Reinig. En as ons sê ons het nie gesondig nie, dan maak ons hom as 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Wat beteken dit? As ons nie besef ons het die kruishout van Golgotha nodig nie. Ons was sondaars, ons is gered deur die bloed van die lam. Dis tyd dat ons al na die lig beweeg met alles wat in ons is in 'n heiligmakingsproses, en op die uiteinde van die dag struikel ons nog. En eintlik sê die woord sondig ons nie, ons oortree.
Maar is nodig dat ons dit sal regmaak in ons lewe, sodat ons in gemeenskap met mekaar kan wees, en gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Ek is nie iemand wat maklik praat oor my ondervindings met die Here nie. Ek het nie eers vir my vrou gesê nie. Vanmôre, ergens, ek weet nie wanneer dit was, ek het nie gekyk nie. Het ek wakker geword en ek het weer oor hierdie preek gedink, wat dit alles in beteken. Ek het so baie mooi versies, so klomp dinge by mekaar gesit. Gister het ek 'n Bybel vir iemand uitgehaal. En in hierdie Bybel het ek 'n kaartjie gekry en ek voel vanmôre vroeg ek moet na my studeerkamer toe gaan. Voel gelei deur die Heilige Gees. Toe ek by my lesenaar kom, nou gewoonlik is dit maar redelik de mekaar. Nie de mekaar nie, julle ken my, niks is de mekaar in my lewe noodwendig. Maar alles is vol papiere, folio's geskryf vir die preek. En die Here sê, lees net hierdie ou kaartjie. Julle ken my, ek deel eintlik nie hierdie goed nie. Dis 'n ou kaartjie wat uitgeval het uit daai Bybel wat ek vir iemand gegee het, wat my ma geskryf het. Meer as by die 30 plus jaar terug. Dis amper 40 jaar terug. Dis 40 jaar. En ja, dit het vir my baie beteken dat my moeder dit vir my geskryf het. En sy sê, die son sal bedags jou lig nie meer wees in Jesaja 60 vers 9. En as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie. Maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Mami, sê sy. En ek ken hierdie skrif. Julle kan die skrif ken. Maar wat op my hart lê is, dat die Here vanmôre vir julle wil sê, ook deur my ma, 40 jaar terug. Sê hierdie planete, hierdie son en hierdie maan en hierdie wêreld en hierdie dinge sal nie meer jou lig wees nie, maar ek sal. Ja. Ek is jou waar. Hy sê, ek sal vir jou 'n ewige lig wees. En liewe broer en suster, is dit nie tyd dat ons sal inbeweeg in die ewige lig van God in nie? Is dit nie tyd wat ons sê, Here, ek wil ontslaa raak, ek wil oor my oortredingkies en nou dingetjies en gewoontetjies en gedragspatroontjies en alles, Here, wil ek ontslaa raak van, soos ek wil dit sien, soos U dit sien, sodat ek dit kan sien as weggewas, verlos, laat ek vry kan wees, sodat ek in hierdie lig, ek wil nie afhanklik wees meer van hierdie daaglikse, die son en die maan nie, maar ek wil afhanklik wees van die ewige lig van God, dit wat Johannes oor opgewonde geraak het, en gesê, dit is my boodskap, dit is my woord, hy is 'n ewige lig, en hy sê vanmôre nie vir jou 'n oordeel nie, maar hy sê kom net klaar met hierdie dinge in die wêreld, sodat jy kan gemeenskap hê met die bloed van Jesus Christus. En wanneer ons onder die bloed is, as ons onder die bloed is, gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. My God. Vanmôre sê, ek gaan dit vinnig net sê, ek is klaar. Want ek het nou so ewe mooi gaan uitwerk, wat is waarheid?
En ek wil vanmôre vir u sê, dit is net God wat waarheid is. Amen. Ek wil vanmôre verklaar van hierdie kansel af, en ek gee nie om wie my hoor en waar dit gesê word nie. Dis net Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Daar's geen ander weg nie. Amen. Daar's nie baie paaie na Rome nie. Daar's net een weg en waarheid. Ag, en ek het sulke mooi skrifte hier. Die waarheid volgens Jesaja is objektief. God het gesê, my gedagte is nie jou gedagte. My weg is nie jou weg. So moenie jou weg probeer indruk in die waarheid van God. Jou lig probeer indruk nie. God is groter as wat jy kan bid of dink. En daarom kan Johannes sê, kom na daardie lig toe. Kom in gemeenskap met die bloed. Kom in die waarheid van die lewe. Wat is die lewe, wat is die doel, waarna toe gaan ons? Filosofe het dit geskrywe, boeke is daaroor geskrywe, maar Johannes vat dit vas en sê, die Here is die waarheid. Die waarheid is die lewe. Ek wil vanmôre vir u sê, die waarheid is aanstootlik. Aanstootlik. Wat het ek nou gesê? Afstootlik. Dat is dieselfde ding. Kan jy onthou dat die disippels vir Jesus gesê het, Here, maar hierdie woord van u is aanstootlik vir die fariseërs. Ek wil vanmôre vir u sê, as jy deel is van die waarheid, gaan jy afstootlik wees. Daar's nie 'n kompromie in die waarheid nie. Dis nie inklusief nie, is eksklusief. Ons waarheid is vandag, dit hang af hoe die kultuur speel, dit hang af wat die mense sê, dit hang af wat die skare sê, dit hang af wat almal sê, maar die waarheid van die Here is nie inklusief nie, dis eksklusief, naamlik die weg, die waarheid en die lewe. Liefde kom partykeer met aanstoot. Liefde sonder waarheid is 'n leuen. As ek jou lief het en ek waarsku jou nie, het ek jou nie regtig lief nie. As ek jou lief het en ek sê nie bekeer jou van jou weer nie, het ek jou nie lief nie. Dan is dit miskien empatie of simpatie of een of ander iets, maar dis nie liefde nie. Want die liefde moet waarheid in. Spreuke sê, my liefde kos 'n prys. Ag, waarheid, sê as jy dit gekoop het, moenie dit sommer verkoop nie. En ek en jy het hier die waarheid. Ek wil geen kompromie aangaan met die wêreld. Ek wil geen kompromie aangaan met een of ander kerklike ding of tradisie of enigiets nie. Ek soek die lig van die Here, want Jesaja het my beloof, ek sal nie eers meer na die son en na die maan kyk nie. Ek sal die heerlikheid van die Here hê in elkeen van ons lewe. En as ons vergifnis vra, sal hy ons vergewe. Hy sal toelaat dat ons naby aan die lig kom. Amen. Wil jy behoort? Ons almal wil behoort. En die enigste manier om te behoort is dat gesinne saam weer die Here sal dien. Te behoort is dat ons saam weer die naam van die Here sal aanroep met ons hele hart, maar dat ons 'n eenheid sal vorm met hulle wat Jesus aangeraak het. En weet jy wat sê die woord so mooi? Hy sê, geseënd, jy is meer geseënd, jy wat glo wat nie gesien het nie. Amen. Ons is nog meer geseënd. Ek wil
vanmôre sê, ek wil met die duister niks te doen hê nie. En Here, help my, sodat ek nader en nader aan U kom. Ek gee nie om wie vanmôre in hierdie kerk of wie luister nie. Daar is vanmôre, julle is almal heiliger as ek. Ek struikel ook, ek val, ek gaan te kere, maar ek is vanmôre gedetermineerd om by die lig van my God uit te kom. En as jy dink jy het dit gemaak, maak jy 'n groot fout. Dan lieg jy, sê die woord. Maar kom dat ons vanmôre sê, ek wil die woord van die lewe hê. En die lewe is geopenbaar. Ons het dit gesien. Ons het dit getuig. Ons het dit verkondig aan julle, die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Jesus Christus. Ons noem te min die naam van Jesus. Soos Pieter gesê het, ons wil terugvloek en ons wil te kere gaan. Ons wil net sê, Jesus, het jy duiwel jou al aangeval in die nag? My lewe was demone al in my kamer. Toe ek in Olifantsfontein was, het die duiwel vir my gesê, hy sal my doodmaak. Hy sê, laat ek sterf. En al wat ek gedoen het, is ek het gesê, Jesus, 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 en alles moes vlug. Kerk van die Here, kom ons kom terug by die lig. Die ware lig van God. Die ware lig van God. Wat is daar die ou kleerlingkoortjie, waar is Tia? Wat sê hy? Ek wandel in die lig. Die heerlike lig van God. Amen. Wandel in die lig, die heerlike lig van God. En dit is tyd dat ons ook maar soos die kinders kom en so in die kerk in die rond te loop. Begin dans en sê, ek wandel in die lig, die heerlike lig van God. Want hierdie son sal verbygaan, hierdie maan sal verbygaan, maar die ewige lig van God sal vir ewig wees. Amen. Wil jy vanmôre die Heer saam met my staan en sê, Here, as daar iets is wat ek moet bely, wil ek bely. As daar iets in my lewe is wat verkeerd is, wil ek dit regmaak. Want ek is nou moeg, Here, om hier te drabbel in die ou watertjies wat hier so net in die oppervlak is. Ek soek die volle gees van God, die salwing van die Heilige Gees, dat ek kan beweeg onder die krag van die Here, die gawes van die Heilige Gees my deel sal wees. Ek wil wandel in die lig. Ek wil deel wees van 'n gemeenskap, 'n koinonia in die Here, maar 'n gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Wie gaan saam met my staan? Sê vanmôre, Here, sny die takke af wat nie van U is nie. Kap die boom uit wat nie van U is nie. Liewer nou, Here, sodat ek kan wandel in die lig, die ewige lig van God, die heerlike lig van God, daardie lig wat Johannes beleef het, daardie lig wat elkeen van hulle beleef het, toe hulle aan die Here geraak het, toe hulle hom gesien het in sy heerlikheid, toe hulle hom gesien het, toe hy opvaar met die belofte dat hy gaan kom om ons te kom haal. Ons is meer as oorwinnaars. Ek is 'n erfgenaam van die koning van die koning. Ek is vanmôre geroep, ek is vanmôre gesalf, ek is vanmôre uitgekies, ek is 'n priesterdom. Here, ek is 'n uitverkore geslag en ek wil wandel in die lig van ons ewige God en die hemelse Vader. Ek wil die heerlikheid van die Here ervaar. Daar moet 'n appel in my stap kom, daar moet 'n gedagte in my weer, daar moet 'n lied in my mond kom, want ek wil in die lig van die Here wees. Want daarin is lewe, daarin is oorwinning, daarin is vir ons krag, daarin is vir ons heerlikheid, daarin is vir ons dat die wêreld sal kyk en sal sê, julle is geseën. En hulle sal glo en hulle sal God vertrou vanweë die heerlikheid van die Here in elkeen. Here, ons kom en ons vra dat die lig van die Here, die duisternis moet vlug wanneer die lig naby kom. Duisternis is nie energie nie, Here, maar U is lig.
En in elke saak van ons lewe, in elke kind en elke persoon, spreek ons die lig en die lewe en die waarheid van die Here. Ons gesinne, my God, dat die gesinne in hulle huise die Here sal loof. Dat ons weer sal in die gange afdans, nie in vlees nie, maar in die gees van ons God. Dat ons hierdie waarheid, die woord van die lewe in ons sal hê, wat Johannes aan ons oorgedra het. Want U is die weg en die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil met U verenig. Doen dit vir ons, Here. Doen dit vir ons. Trek my nader, dieper, Heer. Here, vernuwe my hart, vernuwe my gees. Here, dat ek elke dag sal verdiep en sal ontslae raak van al hierdie dinge wat rondom my is. In Jesus naam. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. En mag ons in die lig van die Here, die waarheid van die Here wandel, soos nog nooit van tevore. Amen en amen. U kan die sitplekke neem net vir 'n paar oomblikke.